en Hemelse Vader, weer dankie vir die seëninge wat ons vandag in U huis as broers en susters by mekaar kan kom. Here, ons is vandag hier om vir een rede en een rede alleen, dit is om U te eer, lofsange vir U te bring, Here, ons gedagtes aan U oor te dra, Here, en vir U te wys, dat ons dankbaar is, dat U aan ons harte geklop het, en ons vandag ons kinders van God. Weer, ek bid vir elke broer en suster, Heer, U ken elkeen se omstandighede, U ken elkeen se siektes. Weer, as niks wat vir ons, wat vir U ondesigbaar is, wat vir U nie weet nie. Weer, ek bid dat U ons sal aanraak, ons sal seën wat ons nodig het. Weer, vir die siekes, weer, U ken elke kwaad, elke siekte. Weer, wetend en onwetend, dan bid ek weer in my rykheid dat die mense sal aanraak, Weer, dat U sal gesond maak, en dat ons sal vorentoe kom en sal getuig van U liefde, die seëning, Heer, en van die wonderlike vrugte nie. Weer, in die diens vandag is dit die ere van U woord, is 'n woord wat U vir pastoor gegee het. Ons sê vir U dankie daarvoor. Ons sê Vader, Heer, dat U ons gedagtes sal oopmaak, dat U woord sal verstaan en daarvoor ons sal lewe. Van die voorsamels weer, ons sê vir U dankie en ons stemme ophef na U toe. Alles wat ons doen is die ere vir U. Hierdie musiek is net vir U en U alleen. Weer, seën hierdie diens. Ons bid dat ons dit verdien, maar ek het die groot en heilige genade in Jesus naam. Amen.
Ons verhoog nie vanmôre, Here, ons vereer nie vanmôre. Dankie vir die teenwoordigheid in ons midde. Seën ons ook vanmôre vir in Christus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Loof die Here vir die sitplek neem vir die suster. Kan die Bybel so maak vir Matteus 26. Matteus 26. Ek kan nie vanmôre 'n toets doen en vra: hoeveel nagmaaldienste het u al bygewoon? Want jy gaan nie weet niks is wat ek nie. Dis baie. En dan vra ek vanmôre die vraag en dis lewend in my hart is: waar's die krag?
leef dit nog in ons hart. As ek sê die krag, die belangrikheid van hierdie nagmaaltyd, van hierdie viering, van hierdie sakrament. Ek sien ons as mense raak maklik, ek het gister 'n troue gehad en toe praat ek op hierdie troue ook oor 'n paar dinge. En een van die dinge waaroor ek praat is, dat soos wat tyd aangaan, raak ons met respek gesê lei. So nie waar nie. Ek kyk hierdie jong mannetjies, kyk, daai meisietjie, sy lyk nog mooi. En dan kan hy nie gou genoeg vir haar die deur oopmaak nie. Dan gaan 5 jaar verby, dan sy stadig stap om die deur oop te maak. En dan gaan 10 jaar verby, dan het hy uit sy tol geëis. Dan vra hy, maar sy dan nog nie aan nie. Dis nie hoe dit is, ons raak nie. Ek noem dit maar 'n simplistiese voorbeeld. Maar dit is wat gebeur, want ons raak gewoond. En dan verloor dinge baie keer van ons die werklike betekenis en die krag daarvan. Sit nie maar. Ek dink terug aan jare gelede wat as ons gesing het, wie exalting, dan steek mense hande in die lug op. Want hulle wil God eer en verheerlik. Ons sing dit, ons raak gewoond, en ek praat nie nou vanmôre van ons nie, ek praat oor algemeen. En dan kom ek by 'n teksgedeelte soos wat ek vanmôre met julle wil deel in Matteus 26, en Jesus sê terwyl hy die brood neem en hy gedank het, breek hy dit en hy gee aan sy disippels en hy sê, neem, eet, dit is my liggaam. En dan gaan hy verder en hy neem die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Wanneer ek die woord Nuwe Testament lees, dan staan dit vir my teenoor die woord ou. Die nuwe staan vir my teenoor ou, want testament bly dieselfde. Dis of 'n Ou Testament of 'n Nuwe Testament. En vir baie is dit bloot 'n verdeling van die Bybel. Die eerste 66 boeke en die res, wat nou 'n Nuwe Testament is. Maar dis veel meer, dis baie meer. Jesus gebruik die woorde Nuwe Testament met 'n doel en met 'n rede. En spesifiek, toe hy die beker neem, sê hy, dit is die Nuwe Testament. En hy sê, drink almal daaruit, met ander woorde, wat hy daardeur openbaar en wat hy daardeur sê, hy wil hê dat elkeen van ons moet deel wees van 'n nuwe verbond, want die woord testament beteken verbond. 'n ooreenkoms, 'n plegtige ooreenkoms, 'n verbintenis. Testament beteken verbond. En hy wil hê ons moet almal deel wees van hierdie nuwe verbond. Ons kon nie deel wees van die ou verbond nie. Om verskeie redes, ons gaan nie vanmôre daaroor praat nie, maar ons kan deel wees van die Nuwe Testament, van die nuwe verbond. 2 Korintiërs 3 maak dit baie duidelik dat die ou verbond was die ooreenkoms wat die Here by Sinaï met Israel gesluit het deur die bloed van offers. Eksodus 24 vers 8 sê vir ons, dit is die bloed van die verbond wat die Here met julle gesluit het. Nou kyk ek aan die tafel vanmôre wat die gedek is en waar ons gaan deel het, en dan sê hy, dis 'n nuwe verbond. Onder die ou verbond moes diere geoffer word. Hebreërs 10 vers 10 of hoofstuk 10 wys ons op 'n paar insiggewende en belangrike verskille tussen die ou en die nuwe verbond. Tussen die ou ooreenkoms en die nuwe ooreenkoms, dat Christus vestig hier 'n nuwe ooreenkoms. Die 10de hoofstuk van Hebreërs, die 3de vers, leer ons dit sê, dit herinner ons daaraan dat onder die ou verbond was daar onthou van sonde. Kyk, laat ons nou mooi verstaan, ons wil nie onthou word van die foute en die oortredinge en die sonde van die verlede nie. Ons wil hê dit moet agter ons wees. Ons wil aangaan, dis verby. En daarom sal ons baie maklik sê, man, ons vergeet wat agter is. Ons trek ons uit na wat voor is. Maar nou kom ons en ons sien dat die ou verbond het jaar na jaar herinner aan die sonde. Hierdie vers sê, in die offers is daar jaar na jaar herinnering van die sondes.
Ek wil dit sê nie, dis wat die gebruik was, dis wat die woord sê. En daarmee saam sê Hebreërs 10 vers 4 vir ons die volgende: die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Elke jaar dan kom hulle en die priester offer daar 'n lam of 'n bok of 'n bees of 'n wat ook al hy offer. En dan wanneer hy dit geoffer het, dan is dit vir vergifnis. Die Jode noem dit Yom Kippur. En dan offer hulle dit, en dis om vergifnis te vra en al daardie goed. Maar nou sê hierdie gedeelte Galasiërs ons, dit kan nie die sonde wegvat nie. Dis nie daai dag van versoening, daai dag van vergifnis nie. Maar die bloed van Jesus reinig. En in die bloed van Jesus is daar vergifnis vir ons te verkry. En die woord van die Here leer ons dat God verwyder jou en my oortredinge en dink nooit meer daaraan nie. Daar's 'n teksvers wat sê, so ver as wat die weste van die ooste is, verwyder hy dit van jou af. Is dit nie goeie nuus nie? Ons kan ten eerste staan ons die onderhou verbond het, en tweede is ons nie uitgesluit van 'n verbond nie. Ons is ingesluit met 'n ooreenkoms wat met God gemaak is, of wat God met ons gemaak het. Hebreërs 10 vers 10 beklemtoon, omdat ons geheilig is deur die offer van die liggaam van die Here Jesus Christus, het hy net eenmaal vir ons gesterwe. Dan hoef nie elke jaar, een keer 'n jaar geoffer te word vir sonde en skuld nie. Hy het een keer die prys betaal met sy liggaam. Jy moet luister. Luister wat sê vers 17 en vers 18. Ek wil eintlik uitroep, wow! Hy sê, al hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit weer dink nie. Amen. Halleluja, dis die God wat ons aanbid en wat ons dien. Hy kom met genade, hy kom met liefde. Hy sê nie wat jy het jou skuld erken, jy het jou skuld bely, jy het vergifnis gevra, jy het vergifnis gekry. Ek verwyder dit van jou, ek dink nie weer daaraan nie. En nou sê hy, ek sal nooit weer daaraan dink nie. Ons as mens doen dit. O, genade. Ons is vinnig om te herinner. Ja, maar 30 jaar terug het jy dit gesê of dit gedoen. Ons maak ons so. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Want die sonde is verwyder. Daarom is 'n offer ook nie meer nodig nie. Eers was daar 'n belofte. En nadat die belofte vervul is, of die belofte is vervul, maar die belofte staan in Jeremia 31 vers 4, en die Here beloof daar, ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Honderde jare later kom die Here Jesus en hy sê vir ons deur hierdie instelling van hierdie tafel, dis wat gebeur. Ek gaan sterwe en wanneer ek die prys betaal en die lam geslag word, dan sal daardie profesie of daardie belofte van God sal vervul is. En wanneer ek aan hierdie tafel aansit, is dit vir ons 'n herinnering, is dit bring vir ons by 'n onthou van dit wat die Here gesê het, ek sal jou vergifnis gee en ek sal nie meer aan jou sonde dink nie, want ek sal jou ongeregtigheid vergewe het. En dan is daar meer om. Dis ek. Ons lees in die ou verbond se offers en bokke en van stiere en diere, die brandoffers en die sondoffers, het God nie behaag nie. Dit het God nie behaag nie. Maar in Jesus, van hom het die Here, Hemelse Vader gesê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En alles wat hy gedoen het hy gedoen omdat hy van die Vader gekom het, om te sê en te doen wat die Vader behaag en wat die Vader nog behaag het hy moet doen. Die nuwe verbond, die nuwe testament, hierdie offer van Jesus bring ook vir ons iets anders wat kosbaar is. En hier lê vir my 'n baie teer puntjie, 'n hartseer puntjie. Hy sê dit bring vir ons 'n direkte verhouding met die Vader. Hebreërs 10 vers 19 sê, ons het die vrymoedigheid om die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Daar's 'n duur prys betaal. Bloed van Jesus Christus is gestort, sodat u en ek direkte toegang tot die Vader kan hê. Ons doen dit gebed. Daarmee was die ou verbond nooit bedoel om 'n ewige verbond te wees. God het van die begin af 'n plan gehad om direk met die mens in verhouding te staan. Ons sien dit in Genesis. Die Here kom met die aanwys en soek hy die mens.
En wat maak die mens uiteindelik toe hy in sy eie slimheid gestruikel en geval het? Wat maak die mens? Hy gaan kry weg. En toe hy wegkry, toe skei hy van God. God kom soek hom. God vra vir hom, waar is jy? Want die Here wil met ons in 'n direkte verhouding staan. Maar dan kom hy skeuring. En nou kom God en dit is nog altyd sy plan gewees en hy herstel dit deur Christus se kruisdood. In Jesaja 55 vers 3 sê hy, die Here, ek wil met julle 'n ewige verbond sluit en hierdie herstelling van die nuwe verbond, van die Nuwe Testament, bevestig dat daar is nou 'n enige en 'n ewige verbond en daardeur het ons weer as mens direkte toegang tot die Vader. Jy kan jou oor toemaak terwyl waar jy sit en sê, ag, Hemelse Vader, dan hoor God jou. Amen. Jy kan net daar waar jy sit vanmôre, kan jy sê, ag, my Hemelse Vader, dan is daar 'n Hemelse Vader, 'n God in die hemel, wat sy seun gestuur het, wat vir jou gesterf het, vir my gesterf het, wat jou hoor. Ek verdien dit nie, jy verdien dit nie, my broer en my suster, maar die Here wil met ons in 'n direkte verhouding staan. Hy wil hê ons moet met hom kommunikeer. Hy wil hê ons moet met hom in daardie tipe verhouding staan wat hy van die begin af met die mens wou gehad het. God gee vir ons baie duidelike riglyne. As jy die hele Bybel deurgaan en dan gaan dit môre doen, hy sê as jy tot my nader, as jy na my roep, alles wat jy vra, dis alles aspekte van 'n direkte toegang wat ons tot God het. Ons kan met hom praat, ons kan met hom kommunikeer. Weet ek, hierdie afgelope week het ek gesit en ek het baie tyd spandeer om oor goed te lees en goed gelees. Ek het 3 vrae gevra. Ek het gesê, Here, wat kan ek as 'n mens doen om 'n beter pastoor te wees? Dis die eerste vraag. En jy sien wanneer ek gaan kyk na wat mense se idee van goed en beter is, dan verskil dit noodwendig jou moontlik van wat God wil hê, want ons as mense het ons eie vooropgestelde idees, maar dit al gelaat. Die vraag in my hart was ook, hoe kan ek 'n beter pastoor wees? En tweede, hoe kan ek 'n beter prediker wees? En ek het gaan terugdink en ek het honderde preke wat daar lê en ek het hulle so deur gekyk, series en boeke en ek het teruggedink aan die verlede en ek het teruggedink aan dae terug. Jare terug, maande terug. Maar ek het 'n derde vraag gevra, ek sê, Here, hoe kan ons Sindra Lighuis 'n beter gemeente wees? Amen. En weet wat? Ek gaan kyk na 'n klompie goed. Ek gaan soek na die 10 mees suksesvolste pastore. Ek gaan soek na die 10 mees gewaardeerde, hoogs gegradeerde, noem dit net, want dan praat ek van universiteitskwalifikasies nie, in menslike opinie dan, predikers. En dan kry een gemeenskaplike feit, wat dan voorkom, hulle het almal tyd gemaak vir gebed. Hulle het almal tyd gemaak vir bid. En ek vat dit verder en ek sê, Here, ek wil nou ook weet, is my gebed, en ek begin soek na wat is die eienskap van die 10 mees suksesvolste gemeentes. En nou moet jy mooi onthou, dit beteken nie, jy is suksesvol dat daar baie getalle is nie. Dis wonderlik is daar is. Maar baie getalle beïndruk God nie. Maar die realiteit is opregtheid en suiwerheid en al hierdie goeders, dit is vir die Here belangrik. Maar die beste gemeentes en gemeentes waar daar groei is, en as ek sê groei is, dan praat ek nie van getalle nie. Ek praat van geestelike groei ook. Waar daar vrede is, waar die seën van die Here ervaar word, is daar een gemeenskaplike faktor wat na vore gekom het. Dit was gemeentes wat gebid het. Amen. My broer en my suster, ek kan bid tot ek blou is. Ek ken 'n pastoor, hy is nog lede. Hy het gebid, hy het in sy kerk gesit 3 weke. Verskoon, hy het daar op die mat gelê, voor in die kerk, agter in die kerk, in die bidkamer en oral. Daar het hy gelê, hy wou nie eet nie, wou niks weet nie, daar gelê, hy het gebid. En weet jy wat? Dit waarvoor hy gebid het nie gebeur nie. Want ons is 'n liggaam.
Dalk ek sê, Here, maak die duim gesond. Here, maak die hand gesond. Maar die voet loop met die dingetjies. Hoor jy wat ek vir julle sê? Ons moet saam in 'n eenheid as gemeente bid. En dis wat uitgekom het in dit wat ek gesien het. En as ons vanmôre 'n oomblik kyk na Galasiërs 3 vers 3, dan sê die Here Jesus vir ons iets anders. Wat vir ons rede gee om te bid. Om in dankbaarheid die knie voor die Here te buig. Hy sê het ons losgekoop van die vloek van die wet. Hoekom het hy dit gestaan doen? Vers 14 gee vir ons antwoord. Sodat die seun van Abraham na die heilige kan kom deur en uit Jesus Christus. Wie wat is deel van daardie seun wat ek sien in Abraham? Die Here ons God praat met Abraham direk. En ek kan soos Abraham van ouds met God self praat ook. Want die seun van Abraham is vanmôre en my deel. Amen. Die deel van die seun van Abraham is hier deel en my deel vanmôre, dis volgens Galasiërs 3. En dan kan ons gaan kyk, wat is die seun van Abraham? Ek het vir 'n paar mense gevra, wat sê jy sê is die seun van Abraham? En ek het vir elkeen gevra om my ander antwoord te gee. En ek wil vanmôre vir sê, wat is die seun van Abraham? Genesis 15 vers 6 sê, dat regverdiging kom deur die geloof. Staan in Genesis 15. Paulus kom en hy bevestig hier in Galasiërs 3, dat ons geloof in Jesus Christus, ons ook regverdig. Dis deel van die seën wat ons gekry het deur Abraham, belofte aan Abraham. Ons geloof in Christus sal ons regverdig. Ons kan baie daaroor sê, ek gaan dit nou nie verder verduidelik nie. Galasiërs 3 vers 7 leer ons, dat die wat in die geloof is kinders van Abraham. Dit beteken nou net een ding, ons is met ander woorde ingesluit by die seën wat God op Abraham afgespreek het. En nou gaan jy mense kry, wat al hierdie seëninge en al hierdie dinge wil terugbring na rand en sent toe. Nee, my broer en my suster, dis nie waaroor dit gaan nie. Die grootste seën wat een kan hê en wat ons verkry het, is om direkte toegang tot die hemelse God en Vader te hê, tot die almagtige God en Vader te hê. Ek kan met die skepper van die hemel en die aarde, hy wat by wie niks ontbreek nie, wat volmaak is, wat perfek is, wat alle wysheid en alle krag het en alle vermoë het en al daardie dinge aan wie die beeste op 'n duisend heuwels behoort en wat nogal. Ek kan direk met hom praat. Amen. Ek onthou jare gelede was ek by Punt Radio betrokke op 'n stadium. En Rian van Heerden was 'n omroeper daar gewees, saam met Markiet. Robert Dollar, weet jy wat sop. Dan probeer hierdie man in die middel van die nag probeer hy om die sekretaris of die president van die Withuis in die hande te kry. Om met hulle te praat. Ek dink jy was ooit suksesvol. Wie wat jy kan net so 'n oomblik kan jy met die God praat van die president en die sekretaris en die Withuis uit kanaal of daar kan insit. In Galasiërs 3:14 word ons herinner van 'n belofte. 'n Belofte van die Gees wat ons sal ontvang. Jesus het ook gesê dit is beter dat ek na die Vader sal gaan, sodat die belofte van die Heilige Gees, die belofte van die Heilige Gees, julle deel sal wees, dat julle dit sal ontvang. En dan lees ons Handelinge 2 vers 33 en dan praat hy daar dat nadat hy, dit is nou Jesus, nadat hy deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort. Jesus het gesê, ek sal my Vader bid. En toe die Vader kom te ontvang en die belofte van die Heilige Gees en hy stort op ons uit. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. Jy is vanmôre 'n tempel van die Heilige Gees. Is dit nie wat die Bybel leer nie? Dis wat die Bybel leer. My liggaam, jou liggaam, ons as mens, het die Heilige Gees inwonend in ons. En ons sal in die tyd wat kom, sal ons 'n bietjie meer daaroor praat. Maar die Heilige Gees, my broeder en my suster,
lei ons, leer ons en doen al daardie dinge. Dit is uitgestort vir ons. En ons het een kosbare aspek wat ook na vore kom, wat die Here vir ons baie duidelik sê. Hy sê ons het die seer van Abraham, ons gaan direk met God die Vader praat, en die belofte van die Heilige Gees kom julle toe, en dan sê hy, julle weet nie reg wat julle moet bid nie, maar die Heilige Gees sal met onuitspreeklike versigtigheid saam met julle intree. My broer en my suster, daar was 'n tyd in my lewe wat ek op 'n kansel gestaan het. En wat ek kolle gegooi het, wat ek vuur gemaak het, wat ek wou gehad het, die mense in die bank moet beweeg, hulle moet lewe, daar moet roering wees. En op 'n maandag was my stembande daarmee heen. En dan moet ek klere vat vir draaikleding met geld wat ek nie eens gehad het nie. Tot op 'n dag toe vra ek vir myself, maar wat maak jy? Is die Gees van God wat in jou is, dan nie ook die Gees van God wat in iemand anders is nie. En as die Gees van God jou roer, my broer en my suster, dan roer hy jou. Is nie ek wat jy moet roer nie. Amen. Ek kan vir jy steek op jou hand, jy kan jou hand uitsteek. Wie waar jy lekker daar, as jy voel, die Here lê op my hart, ek wil my hand opsteek, en jy steek jou hand op. As dit magies daarin. Steek my hand op. Ek doen dit tot eer van die Here. Ek sit nie meer 'n wet op kliptafels geskryf nie. Hebreërs 8 vers 10 sê vir ons, ek sal die wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skryf en deur die geloof sal ek in hulle woon en jou liggaam word 'n tempel van die Heilige Gees. En daarom, my broeder en my suster, wanneer u en ek direkte toegang met God gebruik en behoorlik gebruik, en ek sluit my nie uit nie, en ons gebruik dit behoorlik, dan begin daar iets anders gebeur in jou hart, en jou gees, en jou denke, en jou optrede, en al daardie dinge. Ek het al daai koortjie te baie keer aangehaal, en ek wil vanmôre sê, hy sê nie Engels my mooi, ek weet nie wat sê staan in Afrikaans nie. Hy sê, the same spirit dwells in you that raised Jesus from the dead, it will quicken your mortal body. Dit sal beweging in jou liggaam bring. Dit sal, en as ek sê beweging, dan wil ek nie ons moet almal op en af spring nie, asseblief, ek kan nie meer nie. Die gemeente wil nie meer. En ek dink nie, dit gaan lekker wees dat die op te spring. Ja, spring in gaan. En ek dink ook nie, Vic sal ons wil join nie. Maar my broer en my suster, dit gaan nie oor opspring nie. Dit gaan oor lewe in jou gees. Dit gaan oor lewe in jou hart. Dit gaan oor lewe in jou denke. Waar jy kan sê, hier wat, ek verlustig my in die Here. Ek verbly my in die Here, want hier in my is daar 'n blydskap en dit borrel. Hoe gaan hy liedjie? Steven is gelukkig ver in Orlando as ons hom gesing. Ek dink nie Steven ken hom nie, maar ek ook nie. Ek sal vir julle God wees. En hulle sal vir my 'n volk wees. Dis die belofte, deel van die seën van Abraham. Ek sal vir hulle 'n volk wees. Of 'n God wees, en hulle sal my volk wees. Daar's 'n Amerikaner, hy is oorlede, 'n wonderlike mens gewees. Stephen Neal. Het 'n liedjie geskryf en gesing. I'm happy with you, Jesus. Are you happy with me? God is 'n goeie God. Amen. God is 'n goeie God, en ek kan dit môre uitroep, en ek kan dit skree, en ek kan dit uitpas sê, en ek kan jubel daar, God is vir my 'n goeie God, en ek glo God is vir jou ook 'n goeie God, maar dan staan ek met trane en ek staan beskaamd voor God. Is ek deel van 'n goeie volk vir die Here ons God? Hy gee vir ons 'n belofte. En hy sê nie daar, jy moet al hierdie dinge doen, dan sal julle my 'n volk wees nie. Hy sê, ek sê jou God wees, en jy sal my volk wees. Maar my broer en my suster, ek vra vanmôre. Ervaar ons en besef ons daar die seën wat die Here werklik waar vir ons gee. En wat hy vir ons gee. Staan vasgevang in die woorde van die Here Jesus toe hy gesê het, dit is die Nuwe Testament. My broer en my suster, ons gaan aansit in hierdie tafel vanmôre.
Wanneer jy aansit in die tafel, dan raak dankbaarheid in jou hart opwel, want jy sê, Here, dankie vir 'n Nuwe Testament. Dankie vir 'n belofte dat U my God is. Dankie, Here, vir die voorreg wat ek het om deel van U volk te wees. Dankie, Here, dat U my sonde vergewe. Here, dankie dat U my deur die Gees lei. Dankie, Here. Maar Here, help my ook om 'n beter deel van U volk te wees. 'n beter kind vir U te wees. En ek wil vanmôre vir U sê, die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem. Hy het gebreek. En hy het gesê, neem, eet, dit is my liggaam. En daarna het hy die beker geneem, en nadat hy dit gedank het, gegee het aan hulle en sê, drink daaruit. Elkeen van ons, wil hy een deel van sy volk wees. Altyd onderneem om 'n God vir elkeen van ons te wees. Amen. Ek gaan vra die broers wat by ons sal gaan wees by tafel om na vore te kom, terwyl na vore kom ons bid net saam. Vader, vanmôre vra ek, Here, dat U hierdie tafel vir ons opnuut nuwe betekenis sal kry. Dat ons sal besef die erns wat U met ons as mens het. Dat U gegee het dat die bloed van Christus in die plek van boffe en stiere gestort moet word. Sodat ons direkte toegang tot U kan kry. En Here, wat maak ons met daardie voorreg? Here, dat ons deel op die seën van Abraham kan wees. En wat maak ons daarmee? Help ons vanmôre, Here, vergewe ons tekortkomings. En help ons, o Here. Vra vanmôre in Christus naam. Amen.
Vader, vrede, my
net jou hand opsteek. Gaan die diens afsluit met gebed en dan gaan ons Here besop. En broodjies geniet daar agter die saal, die een en elkeen welkom. En die van u wat deel is met die voedingsskema, jy kan ook vanmôre hier voor by hierdie kantoor kom kry daar, ons sal vir daar help. Kom ons sit, staan net so dan bid ons saam. Vader, vandag ons in die vrede, vandag ons in die liefde, vandag ons in die beskerming. Gee dat dit wat ons nou gaan geniet, Here, vir ons liggaamlik ook tot verkwikking sal wees. Here, wees die napreker deur die Gees van hierdie woord, Here, hierdie sangdiens, en laat dit lewend raak in ons hart en gees. Vra ek vanmôre in Christus naam. Vandag ons aan, vra ek in Jesus naam. Amen. Die Here seën u, sien die